Dankie Vader, Heilige Gees, dankie vir hierdie oggend. Heilige Gees, dankie vir hierdie oggend. Ons prys en ons loof en ons gee al die eer aan Jesus. Dankie die een wat die volmaakte prys betaal het vir ons. Ons gee U al die eer. Dankie, ons bid vir 'n gees van wysheid, kennis en insig. Heilige Gees, dat U alleen ons sal lei, en nie ons vleesmens nie. Ons lê alles neer voor die troon van genade. Ons pleit die bloed van Yeshua oor ons oor hierdie oggend, dat ons dit sal ontvang in die naam van Jesus Christus, Yeshua Mashiach. Thank you Lord. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Ek is net bang ek raak weer agter. Altyd as vra jump al goeders op en so terwyl ons hier sit, ek wil net met julle 'n bietjie deel. Hierdie ou Dustin Blystone, ek het hom op van sy materiaal gekry. Toe skryf hy eers Metacosm, waar die Bybel, die hele woord van God ingeweef is, elke deel wat met elke deel connect. As jy kyk van Genesis tot Openbaring, moet die skrifte connect en hoe hy alles vat, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. So in dit, toe doen hy soos 'n gedeelte Isaiah Matrix. Dit is soos 'n encrypted folder, Isaiah. 66 hoofstukke in Jesaja, 66 hoofstukke in die woord van God, van Genesis. En dan haal hy Isaiah 1 uit, haal hy uit Genesis 1. Isaiah 2 Exodus, so gaan hy aan. Isaiah 6 haal hy the day when King Uzziah died, dan haal hy Joshua uit, is die high priest. Dan kry jy dit in die boek van Joshua, is die 6ste boek in die Bybel. So Isaiah 40 is Matthew, want Malachi is 39, Matthew is 40. En Matthew begin the voice crying in the wilderness, en Isaiah 40 begin met the voice crying in the wilderness. Onthou, hy het niks van die nuwe verbond geken nie. So Openbaring is die 66ste boek, New Heaven and New Earth, Isaiah 66, New Heaven and New Earth. So dit is nou net toevallig, en hy het alles hier in wat hy geboekstaaf. Hoeveel boeke is al geskryf in die Bybel? Ja, so dis net interessant om te kyk, dit lê daarso vir wanneer die Heilige Gees sê, alright, gebruik. En die Koran, wat so boeke is geskryf oor die Koran? Kyk die Bybel. Nee, maar alles is ja en amen in die skrif. Het jy hom al gelees? Nee, ek het hom nou 'n week, ek het hom nou Dit is ons baie agterhoor. nee, 'n week terug, nee, so 2 dae terug gekry. Hoor, hy's nie. Ja, ek het hom nou bestel. Dis in any case agter en ek ook, so moenie worry nie. Nee, alles We will vooruit. never arrive, but we try to get Nee, there. vooruit. Nee, Heilige Gees. Want So, ek moet net vir jou sê, toe ek 2 dae bid, toe moet ek net neerlik, ek sê dit vir julle vanoggend, for knowledge. I have to repent, to be puffed up by knowledge. Ja. Is maklik met die gospel, as jy gifts begin werk, om in pride te val. Ja, en om puffed up te raak om te sê, maar dan is daar geen gees nie. Jy Ja. raak net met die kennis. Ja, Dis dan raak jy 'n historikus. amen. Amen. And not a spirit-filled child of God, son of God. But wisdom Ja, is the principal thing, and wisdom is knowledge applied ja, what wisdom, counsel, and then knowledge. and knowledge. Ja, But you gotta have it, because it is irritating if you don't have it and you realize, but ja. I could have lived Ja. in this, I could have, Ja. but because no one, how will we know if nobody tells us, and how will you know? I mean, No. I think we're living way below where ja, we should be living. Ja. Relationship-wise. ja. Nou, uit dit wat julle sê, gaan ek vir julle 2 goed sê. Uit dit wil ek vir julle 2 goed sê. Oom Gideon het altyd gesê, daar's 'n skrif, ons kan hom miskien nou kry in Korintiërs wat Paul sê, hy sê, hy sê ek weet niks nie, maar hy sê al wat vir my belangrik is,
All that is important for me. Ja, is Christ crucified. Ja. Dis al. En hy was slim. En hy het alles, ja, ek meen hy het Torah geken uit sy hy het dit hy moes alles ken. Genesis tot Deuteronomium moes hy woord vir woord, letter vir letter moes hy gememoriseer het. So in dit sê Job 42 en Gideon het altyd hierdie gesê. En as ek met hom sit en hy sê dit dan loop die trane. Kom ek kry die comparisons, dan lees ons dit nou mooi. And the Amplified say, I had heard of you by the hearing of my ear, but now my spiritual eyes see you. Ja. I had only heard about you before, but now I've seen you with my own eyes. En hy het altyd gesê, ek het jou altyd van hoor sê geken. Dit is wat jy 'n religious spirit noem. Jy gaan in die kerk en jy hoor van hom. I was there. I was, ek was self. Ja. And now I'm pressing in to experience him day by day, moment by moment. Alright, so ek dink hierdie moet so inbrand in ons om te kan sê, ek het jou van hoor sê geken. En kyk en hoor sê, hoeveel opinies het sy vriende gehad, nê? As jy gaan kyk, tot en met Job hier by 38, 39, hulle het almal het vir hom raad gegee. Job, ons dink jy het hierdie gedoen. Job, ons dink jy het daai gedoen. Jy moes nie hierdie gedoen het jy. En toe kom hy op 'n plek en toe ontmoet hy die Messias. En ek glo hy het op 'n plek gekom waar hy Jesus Christus ontmoet het. Amen. So in dit wil ek gou vir julle wys, net om op die bladsy te kom, waar trek ons en wat sien ons in gebed, waar trek Suid-Afrika, en julle weet van Divine Restoration, maar daai nuwe grond, Kobus natuurlik, Yes. julle is daar. Ons het verlede week in gebed, het Barend te hand, het 'n threshing floor gesien, op daai piece of land. But a threshing floor is nie 'n plek wat jy net een keer maak en jy oes een keer. A threshing floor is continuous. Ja. It's not a altar like it's time wat daar net 'n altaar was. En dan kom ouens vir een dag bymekaar en dan weer volgende jaar of nou, threshing is continuous. Hy gaan aan, day and night. So kom ons staan in daai geloof. So in dit, ek bied maandag, Sondag aan die bloedmaane gesien. Ja. Het julle die blood moons gesien? Okay, so daar's 'n hele ding ons nou oor die blood moons. Julle weet nie wie van julle weet baie of weet min van die blood moons nie. Weet julle nie? Okay. So ons was net bevoorreg deur die ou wat die blood moons se revelation gekry het, Mark Bultz, was by Divine, hy was hier in House of Bread. Dit was in 2014-15 net daarna, by die blood moons gekom het. So is 'n blood moon op 'n festival val, en 'n rooi maan is 'n slegte teken vir Israel, en 'n sonsverduistering is 'n slegte teken vir die nasies. Dis wat ek oor die jare gesien het. En daar op blood moons op die festivals het daar goed geval in Eerste Tempel, Tweede Tempel, French of die Spanish Inquisition, wat die Jode verwyder is uit Spanje uit. So elke keer as daar iets gebeur, dan was daar blood moon gewees. Met Jonah en die vis, het hulle 'n blood moon gesien. Dis hoekom toe Jonah instap, ek meen, wie stap in 'n dorp en ouens kom val neer. Hier kom die munisipale manager en die premier en hulle val neer op hulle aangesig en hulle repent. Maar as jy nie die tekens en die tye ken, nie weet wanneer dit gaan gebeur nie, dan gaan jy leef soos jy leef. Maar as jy weet, destruction is coming, daar was 'n blood moon, nou kom die profeet in en hy's nog deur 'n vis ook ingesluk en uitgespoeg, dan gaan jy vinnig besef, iets het gebeur hier. Ja. So Nineveh was 'n plek waar
waar hulle kinders geoffer het. Ek praat nie van in die baarmoeder nie, lewendige kinders aan Molech geoffer het in die vuur. Sacrifices. Dit is 'n stad wat bekend was. In die opgrawings van Nineve het jy daar goed gesien. Nou, hoekom sê ek dit vir julle? Toe maandagoggend toe staan ons op in gebed, toe dis net asof die Heilige Gees vir my sê, gaan kyk na die kalender, sien julle daar's 'n kalender, Nissan, ons is verby hom, ons is Iyar, Sivan, vir interessantheid, al hierdie name is Babylonian names, nê? Av, Tammuz, het julle gesien die ander een is Tammuz, is 'n Babylonian name, nê? So hulle het hierdie sonkalender, het hulle uit Babylon uitgebring, en dis die kalender wat Israel nou gebruik. Maar die kalender wat ek nou vir julle wys, is die Dead Sea Scroll kalender. Ek wil net vir julle wys. So ons is in die month of, sien julle daar staan Elul. So Elul is eintlik 'n 40 dae of repentance op pad na die trompettefees toe. So in Israel repent hulle vir daai 40 dae en ons hart is om nie net vir 40 dae nie, maar om elke dag in repentance te wees, maar spesiaal in hierdie tyd. Nou sien julle daar staan 22 Augustus onder hierso. Dan sien julle wat hierdie was a first fruit of the new oil. So sien julle daar staan, dan doen hulle 'n wood offerings en dan wy hulle al die tribes en die kinders toe. Levi en Judah, elkeen van hulle, sal ek julle meer openbarings goed gee. Suid-Afrika, is jy uit Nederland? Wie van julle kom uit Nederland, julle voorgeslagte? Nee. OK. Wie is julle uit Duits of uit Duits? Frans. Ruben, jy kom uit Ruben. Frankryk is uit Ruben uit. Net vir interessantheid. Nederland, baie van Suid-Afrika van Riebeek is uit Zebulon uit. Ja, so is Nederland het baie met Zebulon en Issachar, to know the time and the seasons. Hulle het saam gedwel. Alright, so maar kom ons gaan terug. New fruit oil. Dit beteken, nou vra ek die vraag, doen die boere dit in Suid-Afrika? Doen ons dit in Suid-Afrika? Is daar oes kom? Voor die oes kom, is daar eers 'n celebration en dan is daar oes. Dan gather hulle in. Dink julle die oes gaan groot wees as hulle eers 'n celebration hou, en God loof en prys vir die oes, maar hulle weet nog nie hoe groot is die oes nie. Nou gaan hulle na die land toe en hulle haal hom af, en hulle sien maar hierdie is genoeg vir almal. So die boere haal net af en jy verstaan, ek sien nie almal nie, maar dis wat baie keer gebeur. So nou kom daar 'n ingathering of the olive oils, of van die olie, en nou noem hulle dit in hierdie tyd, in Israel, noordelike halfrond, is die olywe ryp, first fruit oil. So, nou, hoekom noem ek dit net vir julle? So maandagoggend, terwyl ons bid, in gebed is, toe kom Barend, hy sê maar, hy sien op die altaar, hy sien soos 'n dit lyk soos 'n threshing floor, maar dit lyk of hy 'n gat in het, daar's 'n meelsteen, en ek vra vir hom die volgende, OK, lyk hy so? Hy sê ja, hy lyk so, maar hy sien 'n donkie. Gewoonlik hou jy hom met die hand vas en mense loop in die ronde, so jy gooi die olives daarin, dan crush hy die olives. So crushing of the olives, Getsemane beteken crushing of the olives. So dis hoekom partykeer daar moet crushing plaasvind, want dan is die eerste oes van die olywe, noem hulle daai extra virgin oil, dis die varsste olie wat jy kry. Baie keer word ons gecrush, en dan weet ons nie hoekom nie, dat daai olywe, daai olie kan uitkom. Hy sien nie, onthou, ek het net die olie gesien op die kalender. Hy kom, hy sê, hy sien hierdie, en toe combine ons die twee, en ek sê, maar, hoorie, maar dit maak sin, nou lees daar. It's for a specific festival of oil, directly named in the canon in the Bible, text particularly in Joel's promise. Nou wat sê Joel toe? Hy sê, I will restore the years
that the locusts have stolen. That's right. The new wine and the new oil. Maak dit vir julle sin? Nou kom die volgende. Nou sit nou's Willie daar, oom Willie. Nou lees hy Acts 2, Acts 2. En nou praat hy in Acts 2, as the prophet Joel have prophesied, I will pour out my spirit upon, maar hy weet nie wat hier besig is om te gebeur nie. So die een puzzle kom van buite af, maar hy pas by hierdie stukkie, en die ander puzzle is hier, en die ander een is daar, en ek deel dit net met Prophet by die wine, daar kan julle hierdie sien. First fruit of the new oil. So ek glo dis ons seisoen. En ek moes net met julle deel voordat ons begin, net om te sê, daar's iets op pad. Ek dink dis 'n tyd of harvest. Yes. Dis onthou dit is 'n oil harvest, dis nou, jy bring die olywe in. harvest. Die boom word, om hom te kry, hy word geskit. En dan val die olywe af, die ryp olywe. Ja, Soos nuts, like a tiny nuts. ja, en dan word hy, ja, alright. Ok, nou gaan ons in na garments toe. Hoe het ons verlede week gesê, ons het iets gelees. Alright, dan gaan ons toe te gesê, ons gaan nie weer voor begin nie. Ons gaan hier begin. Okay. Yes, Dis nou gister, jy mag. skielik daar vol Israel vir Qatar en bom hulle en die hele wêreld is Sondag was 'n bloedmaand. Ja, ja. En ou dinkie daaraan nie, nee. Dit is 'n groot ding in daai land. Oor daai mense lees dit. En jy weet die ding is wat, dit is, kyk, Israel is braaf verby. Hulle doen wat hulle moet doen. Ja, hulle het boldness. Nee, Yes. hulle Wie so God. Amen. hulle kyk nie, hulle wonder nie, en hulle is oorlogfiks, hoor. Van alle kante af. Hulle moes gister al daai generals in daai een gebou, Ja. hulle pre-meeting, Ja. hulle het almal one shot, almal uitgeneem weer. So Dis nou 'n paar keer wat dit nou al gebeur het. Yeah, the intelligence is very good. Ja. So while they were still planning to attack the Americans in Israel, they just took out everyone in the meeting. Gone. Amazing. Lovely. Ja. The thing is that, doing it in a so-called friendly country that's talking with America at this stage, and it's the heart of the negotiations. And this Yes. nou is die hele wêreld op Israel, want ek bedoel, hoe kon julle dit doen? It's a sovereign country, julle gaan in Qatar. Ja. Daar was verskriklik Ja. kickback. Maar kyk wat doen Hamas, hulle gaan in Qatar in, want hulle weet Israel gaan nie daar ingaan nie. Ja, presies. Maar toe hulle daar ingaan, sê ek vir hulle, was daar reeds Mossad al lang jare al in Saudi-Arabië, waar ook al, Qatar. Want dis hoe Mossad werk. Hulle infiltrate in stede en hulle doen hulle self voor as burgers van daai land. En al wat hulle doen, hulle kry net inligting. So that is intercession. Ja, kom ons engel van die lig. Ja. Soos die Wow. Okay, so as ons teruggaan na ons garment toe, what did your garment reveal of you? So kom ons mediteer net op daai, soos iets wat jy elke dag, elke oggend vir jouself afvra. En jy kan nie jou buurman se garment begeer nie. Jy wil ook nie jou buurman se garment hê nie. Jy wil ook nie die profeet, jy wil jou eie garment hê. Want jy weet nie hoe lyk sy garment nie. Maak nie saak wie hy is nie. So hy moet without spot, without blemish. Hy moet hy wees. En jou garment is dit soos jou boekrol. Daai loop so hand aan hand, want dis jou kleed wat jy moet aan hê om waardig geag te word om by die bruiloffees van die lam in te gaan. En daar's niks wat dit so beter verduidelik soos daai parable wat Jesus kom en sê. Ons kan hom miskien nou lees, daai parable, en sê, kom ons kyk net voor ons aan, wat is Matteus 18. So die oomblik toe jy uit jou moeder skoot uitkom, het jy nie jou baby grow aangehaat nie. Jy het hom nie gehad nie. Toe jy die dag jou eerste geluid skree,
Het jy naak aangekom? Ja. So uit nakedness uit, in die spiritual, lyk dit net so, in die geestelike kom jy net so, voordat jy born again is. Jy's naked. Dan moet jy naak voor hom staan, in spiritually naked. Dan moet jy jou sondes erken en bely, confess. In die oomblik as jy dit bely en confess en Jesus aanneem, as Lord and Messiah, daai woord Lord is baie belangrik, want hy word Lord over your life. En baie verstaan nie Lordship nie. Lordship beteken, jy sit in die kant, hy bestuur, jy verstaan, nee, hy is die bestuurder van jou lewe. Nou Lordship beteken, now you receive a garment of salvation. So nou kry jy jou paspoort, by die weermag gee jy jou, wie te magsnommer, wie kan onthou nog julle magsnommer? Ja, 70260005. Ja, en dan het hy BL of 'n BA of Ja. iets aan die einde gehad. Okay. Alright. So jy onthou jou magsnommer. So jou magsnommer het nie vir jou 'n rang gegee nie, Nee, maar dit jou entrance gegee. ja, amen. As jy nie daai dag opdaag nie en hulle lees hom daar uit, kom soek hulle jou. Ja, amen. Hulle kom soek jou, nee. Daar's jy klaar op eiwol. Ja, ja. So nou het jy jou magsnommer gekry, garment of salvation. Jy het 'n tunic gekry, maar daar's zip niks op daai tunic nie. Nou moet jy begin werk en jy gaan geklou word met righteousness, maar jy kry dit nie net nie. So it's spiritual works. Dis wat jy elke dag. Dit's nie koekies bak en pannekoeke en daai goeders, ja. Dis jou lewe. Dis jou lewe, your lifestyle. You have to walk it out now om meer So te jy kry ontvang. verskillende garments met tyd. 18. Ten minste. Ons gaan deur hulle 'n garment of suffering. Is een van hulle, 'n priestly garment, 'n kingly garment. So daar's klomp garments wat jy as jy die gospel Dis al verskillende klere. hulle sê transparency, dit is wat ek lees en verstaan van Terry Bennett, en ek sê wat gebeur, dan begin hy transparent een begin, authority is in the thickness, hy word dik Dis van die garment, ja, en transparent, ja. So, dit is, en onthou wat ons sê, julle sien, weet, baie van hulle wat met bevryding en goed gewerk het, en met satanisme en goed, hulle stap in 'n plek en hulle sien of daar lig brand in jou of jy 'n garment aan het, hoor. Ja. Hulle recognize authority, want Paulus het dit gesien, want die een het gesê, Paul I know of Paul I know Jesus I know, but who are you? Dankie Wiek, waar kom jy vandaan? Jy wil maar nou ook hier die naam van Jesus gebruik, maar waar is jou kleed en jou autoriteit? Nee, jy kan maar praat soos jy wil, ons steur ons nie in jou nie. So, jy kan hom nie net daai naam gebruik vir self-defense nie, dit moet in ons wees. So, what did the garment reveal of you? Kom ons gaan net kyk gou daarby, is dit Matthew 18 by die, het julle hom daar vir die wedding? Rick Joyner, daai boek van hom, Ja. Quest, Ja, waar hy in die hemel gestap het. En Ja. die troon is doorver, soos hy aangestap het, het hy gesê die garment of humility. Dis die garment wat die grootste prioriteit dra in die hemel is. Eerder. Ons wat die Moses. naaste aan die troon was, sê die garment of humility. Hy sê, jy was groot ouens hier ver gewees, groot kerke, soos in Messa, sê vir jou, maar hoekom is jy nie daarvoor nie? Sê, die kerk het groter en belangriker geraak as my vrou. Ja. Ja, En hy sê, ek is net te dankbaar dat ek hier is, want ek het so boastful geraak. Humility. Ek wil ook net getuig oor iets, laasweek Asseblief. sit ek en kyk, ek was in Amerika gewees, die laaste plek wat ek was by ou David E. Taylor, en hy was hier in Suid-Afrika, toe gaan ek oor Amerika toe, daar na hom toe, en just spelfood, dit was vir my amazing om daar te wees, in alle geval, en nou laasweek, ek soek 'n ding op YouTube van Kenneth E. Hagin, en hier kom ek op hom af, hulle het hom toegesluit. Toe sy kop begin raas, hy het heeltemal haywire gegaan, maar
hulle het my bly bel vir fondse uit Amerika. Ja. Dan sê ek vir hulle, luister mense, julle vra met die hele tyd vir geld. As ek 50 dollar neersit, in ons geld is dit baie meer geld. Ja, hulle lag van dit wat jy. Ek kan nie aanhoudend vir jou $50 gee nie. En yes, en ek sien toe tap hulle hom, hy het heeltemal haywire geraak en hulle het hom nou geklap vir $50 miljoen toegesluit. Hy het sy kop verloor oor geld. Mansions gebou. Hy het de mekaar geraak met sy staf, saam met die girls geslaap. Hy het heeltemal net alles verloor. En dis hoekom net ek jare terug prys die Here, dat spiritual pride, wanneer jy die gifts kry, jy klim nie daai troon nie. Jy bly van hom af weg. Dis hoekom Prophet aan vir my sê, Kobus, stay humble. Ja. Stay Humble. Ja. Stay humble. Ja. Bly net, want daai goed is nie joune nie. Dit is gifts wat die Here vir jou gegee het. So Ja, dis it's amazing, want jy kan net so Dis nie klim jy- uit, yes, ek doen dit. Nee. Ek doen dit. Nee. Ek het toevallig nou met 'n pastoor gepraat wat sy kerk begin het en hy het my gister toe bel hy my. En ek hoor ek is altyd te hoor. Ja. Nou, jy weet nou ek kan nooit 'n ou aanvat op die telefoon vir hom sê hoor hierso rep 'n maand of jy moet hom Ja. kan face. Verstaan jy? Dat Ja. jy met hom kan praat. So ek voel as miskien net daarby moet hy gemaak en net met hom praat dat hy net kan verstaan. Moenie daai troon klim nie. Nee. Dat jy val jou tande uit. Wat share nie sy troon nie. Nee. Nee, dis net uit genade alles. Amen. Sjoe, baie waar wat jy sê. Ja, jy kan onmiddellik hoor wie se koninkryk jy kan baie vinnig hoor wie se koninkryk word. Ja. Ja, ons het al gelees in Matthew 22 van die wedding feast. Then he said to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go therefore into the highways, byways, and you shall find it, but to the wedding. So the servants went out to the highways, byways, and gathered together all as many as they would found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Then the king came in to see the guests, and he saw there a man which had not a wedding garment. How did you get there in the first place? Hoe kom jy in die marriage sonder garment? Ek verstaan nie dat. Die een ding wat ek sien hier is, It might be a rhetorical question. nee, dis 'n baie goeie vraag, want ons kan dit vra, dat die wat hom toegelaat het nie die wedding garment as 'n unworthy garment gesien nie, maar toe kom die king in, and he recognized the difference. Hoeveel keer het ons nie al ouens toegelaat, maar ons sien nie, ons het nie 'n spirit of discernment. So, dit wat ek sien, die Heilige Gees is the only one that can give you a spirit of discernment. Jy kan self probeer discern, jy kan dit groot mis. Kyk wat het gebeur met Jesse se seuns. Samuel kom daar. Heilige Gees in hom en God sê vir hom, moenie na die appearance kyk nie. Moenie na die buite kyk nie. En hulle sien hulle almal en hy kan dink, okay, al die seuns is nou hier. Ja, ek het dit gemis. Ek dink dit moet miskien daai een wees. Hy gaan lees daai skrif. Hy het nie getwyfel in wat hy is daar nie nog een daar buite nie, want dis nie een van hierdie nie. Samuel 16:7. That's amazing. Ja. God looks at the Ja, hy sien onmiddellik. En hierdie dress was nie 'n physical, it's spiritual, but it's in this case it was a physical, maar jy moet reg aangetrek wees. Nou jy kan maklik kom ingaan by 'n wedding en ander gaan nie optel nie of hulle sê niks as hulle sien hierdie oues nie reg aangetrek nie. Dis nie ons plek om vir die ou te sê maar hoorie, maar daar was gatekeepers gewees en hulle het hierdie laat verbykom. En hulle sê and then the king came to see the guest, he saw there a man which had not a wedding garment. And he said to him, friend,
So jy kan nie net iemand, 'n king kan nie net iemand noem vriend nie. So hy moes hom geken het. Right. Abram was a friend of God. And also die een wat opgewek is, Lazarus. Lazarus was a friend of Jesus, called a friend. It's intimate relationship. Friend, how cometh you in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, take him away, and cast him into the outer darkness, and there shall be a weeping and a gnashing of teeth. So ons kan hier aangegaan het en hulle sê, for many are called, but few are chosen. So to be chosen and to be called, hoeveel word geroep? Maar dit beteken nie hierdie wat nie wat geroep is nie gered nie. Dit beteken chosen into your skril. Baie is geroep, word tot redding verklaar, bely Jesus Christus, maar hy loop nie in sy calling nie. Ek dink dis Ja. So jou calling begin nie so groot dat jy klaar sien, jy het hierdie of hierdie en hierdie. Nee, jou calling begin net om te begin stap, gehoorsaam te wees. Toe Kobus die eerste dag begin stap, het hy nie gesien wat hy vandag sien nie. Aha, ja. Maar wat het jy gedoen? Jy het uit die boot uit geklim. Amen. So jy moet begin doen. Jesus. Ja, Hy's 'n dokter gewees by ons wat jare hier gesit het, Vrydagoggende. Ek het sy van, hy's 'n narkotiseer, toe sy in COVID, die derde ou wat in COVID oorlede is, wat hy by die konferensie was, by Divine. My naam is, hy het van Menderie gehelp die oggend wat hy kollapse daar. En nadat hy huis toe is, toe hoor ek by hierdie dokter, van Tonner, sy van is dokter van Tonner, ek het sy naam nou vergeet, hy was in sy 70, toe gaan hy op 'n ventilator, hy is die tweede of die derde ou in die Vrystaat wat COVID oorlede is. Toe hoor ek agterna, daai ou het Vrydag en naweke gegaan, kospakkies, dan gaan hy na boemelaars en straatouens toe, Vir kos. dan gaan deel hy kos uit daar. So dit is presies wat Werner sê, wat Rick Joyner sê, ons gaan op 'n plek kom, en dan gaan ons sien, maar hoor, hier's ouens daar wat daar is, maar hulle was nie pastore nie, hulle was nie, ek is versigtig om te sê voorsangers gewees, maar julle verstaan wat ek sê, nou as jy fout daarmee nie, Stephen Nee. was martyred. ja, Hy was nie 'n firefowl minister nie. ja. But he operated. En dis baie waar wat, dis in die goed is waar wat Kobus sê, wat Prophet van gesê het, jy kan daar bo staan en jy kan, daar moet jy juis niks wees nie. Sê vir hulle, gaan sit 'n linen cloth hier voor, dat hulle nie kan sien wie worship is nie. En sit een om my, dat ek nie mense om my kan sien nie. En laat ons daai doen vir 6 maande. Net om terug te kom en net hom te kan aanbid. Nie te kyk hoeveel mense is daar en wat daar gebeur nie. Be nothing to be something for him. Ja. Wow, hierdie is groot. Yes. Ek meen, hoeveel healings het jy nie al gesien? Hardloop jy nie rond, verstaan jy? Maar jy dra soveel van healings en mense in gewig. It's amazing wat jy nou net sê, jy weet, in die begin, toe hierdie goede begin manifest in my lewe, ek het daai ou wat die Here op my pad gestuur het, Sebastian, dan bel ek hom, Sebastian, dit het gebeur, dit gebeur. Ja, Vandag, ek bel hom nie eens nie, ek meen dat dit is, die supernatural word natural, dit is net so, Ja. dit is nie meer snaaks nie, dit gebeur net, ek weet nie hoe om dit te verduidelik, ja. is nie, ek staan net so in awe, soos wat jy daar sal staan om te sien hoe die miracle gebeur, dit is net vir my net so groot, maar as ek weet is nie ek nie, Ja. So, ek wil net 'n kort testimonie, so 2 dae terug toe sê Barend vir my, hy wil net vir my iets sê, dat 'n paar jaar terug toe was hy in Wilber en Israel in Papierstad, in Israel het daar bedien, en hulle het die
Vrydag bedien en Saterdagoggend. Nee, hulle Saterdag bedien. Maar hulle was by die hotel gewees of hulle was iewers. Maar toe gaan hulle na 'n plek toe hulle kyk oor die hulle was by 'n hotelkamer. Maar hulle het 'n Liverpool game gekyk. Nou as jy weet vir die seuns sokker, Liverpool alles. En dit was 'n groot game sê Baden. Maar hulle sê hulle op die hotelbed toe nou aan papier staat hulle kyk hierdie Liverpool game. En terwyl hulle die game kyk, vat Wilbury die remote en hy sit die TV af. Baden vra van wat maak jy nou? Hy sê nee, ek voel nou baie convicted. Ek het die meisie vanoggend by die hotel het ek gesien en ek het 'n woord gekry vir haar, maar ek het nie 'n woord vir haar gegee nie. En ons moet nou soontoe gaan. En hulle, ek weet nie waar was dit, hoe dit gewerk, maar hulle het ingeklim of hulle kar of het gery, hulle gaan soontoe. En toe hulle daar kom, maar hulle weet nie of dit was die oggend gewees, sy gaan nie meer daar wees nie. Toe stap sy oor die parking area na 'n kar toe. En sy kry haar voor die kar. En Wilbur kyk haar net so, hy sê vir haar, Jesus is lief vir jou. En hy draai om en die volgende slag, begin die meisie te huil. Sy sê sy het vanoggend gebid en gevra, as sy net dit kan hoor, dat Jesus is lief vir haar. Ek meen, maar net om daai te hoor. Nou, dit gaan nie oor hom nie, dit gaan net oor om op die regte plek te wees en om te sê, hier begin ek nou, wat reveal your garment? Nou kan jy hier sit en dink, maar ek het nog nooit in my garment gewerk nie. Maar daar's niks soos repentance om te sê, Vader, hy kan kom, daar's 'n woord in Efesiërs wat sê, redeem the time, Ja. the days are evil. Redeem the time beteken, hy shrink kom. As hy die woord van God vir hierdie man kan gee om te shrink, die woord in Isaiah in 66, it's encrypted. Then he can encrypt your time also that you can work out your scroll. Dat jy jou boekrol kan uitloop in plaas van 40 jaar wat jy gemis het of 20 jaar wat jy gemis het, to compress it dat jy nou daarin vinnig staan. Maak dit sin? Alright. So ek sê dit maar net want dis wat die Gees op my hart lê. Okay, nou kom ons gaan aan. Overcomers all wearing certain clothes. So ons gaan kyk na die overcomers in die 7 gemeentes. Ek het hierdie week weer gesien, ouens praat van the church will be raptured. Geef vir my 'n vers, wys vir my waar dit staan. Hy 1 Thessalonicense 4, 16 en 17 praat in a twinkling of an eye in a moment. Maar hy sien nie die church nie. Ek sien nie die kerk nie, ek sien die overcomers. So ek moet net weer terugkom. En is maklik want die kwalifisering van die church is so groot dat jy kan die lukewarm ou in daai tyd hou omdat hy dink hy gaan gerapture word. En dit is by die woorde wat jy spreek. En dit is, ons wil nie die lukewarm church gaan, he will be spewed out. Hy word uitgespieg. Dis wat die woord sê. Remember therefore where you have received and heard, hold fast and repent. If therefore no, you shall not watch, I will come to you as a thief, and you shall not know what hour I will come upon you. I have a few names even in Sardis, which not have, daar het ek in rooi gesit, defiled their garments. Sien jy, Sardis is die hele kerk? Nee, stem julle saam? The Church of Sardis. Want dan sê hy dat, I have a few names, hulle sê nie die hele kerk nie, a few names, even in Sardis, which not have defiled their garments. Walk with me in white, for they are worthy. The one that is victorious will overcome, spiritual principle overcomers dressed in white. Alright. So dis daai garments of salvation dressed in white, overcoming garments. Work out, wat net opkom is dit, work out your salvation with fear and trembling. Okay. That's soul salvation.
emphasis on clothing you wear, Joseph was stripped naked, so hy het 'n torn garment gehad. Hy is verneder. Jesus het garments gehad, hy het almal gehad, want al die garments is hy. Hy het al die garments gehad, maar hy was getorn, hy was in pieces en sy kledingstukke daar gelê. Die ondergarment was heel en die ander het hulle opgeskeer en hulle verdeel, sodat ek en jy 'n deel van dit kan kry. Alright. Joseph is a type of Yeshua. Yeah, right. Alright. And it come to pass about in 8 days after the sayings, he took Peter, John and James, and they went up into a mountain to pray, and as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment white and glistering. His appearance, dit is hoe die kleed gaan, dit is hoe die kleed lyk, wat ons aan het. Maar ons moet onthou, hierdie was voor die kruis. Die een wat John gesien het, was 'n ander appearance, dieselfde John. Want onthou, John het hom hier gesien. But in Revelation 1, hierdie is die resurrected, in die gees. Dis die een wat ons gaan ontmoet. And I saw his feet unto fine brass, and as it burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in the right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp double-edged sword. And his countenance, daar kom kyk hierdie countenance, was as the sun shineth in his strength. Dis 'n ander appearance hierdie. Want dis een wat opgestaan het. Dis want toe hy sê it is finished, het hy sy volmaakte kleed ontvang, want hy het sy boekrol uitgeleef. Toe hy op the Mount of Transfiguration was hy in volmaakte gehoorsaamheid, om te sê ek doen niks tensy die Vader dit nie vir my wys nie. Maar hy was nog geen sy volmaakte kleed, hy het nog nie hierdie kleed ontvang nie. Hy het die kleed van suffering en toorn en alles het hy gekry. Hy het die koninklike kleed, priesterlike kleed, hy het alles ontvang. Hy's gedoop, baptized, priestly garment, Melchizedek, high priest hy het sy hoëpriesterlike kleed, hy het the King of Kings and the Lord of Lords, resurrected garment, alles ontvang. And when I saw him, kyk wat het John gedoen daar, hy het hom gesien, maar hy het nie voor hom neergeval nie. By Transfiguration, maak het sin. Maar kyk wat gebeur nou. When I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me and saying, fear not, I am the first and the last. Het was so groot, hy kon nie eens sy naam uitspreek nie. Hy het net voor hom gelê. Nou ons moet een ding verstaan, hierdie is nie net vir Johannes nie, hierdie is vir ons. As Johannes hom gesien het, terwyl hy nog in die gees opgeneem was, hoe gaan ons weet, as ons voor hom gaan staan? So dit moet alles wat ons nou besig is om te doen, die moeite werd maak, om te sê, I'm living, we are striving for this day. Ons moet ons uitstrek, dan is al hierdie wêreldse goed is drek. Baie keer het hom Gideon het gesien, as hy net sy naam noem, dan het hy geween, want hy geweep. Net om sy naam uit te noem. So ons moet hierdie sien, en ons moet hom behold the lamb. Dis die een in die woestyn, wat hy gesê het, behold the lamb. Dan baie keer, dan sit ek met ouens, dan sê hulle, ja, hy het hierdie disappointment gehad, of hy wil hier sy besigheid bou, hy wil daarna toe gaan. Daai goed is alles goed wat vergaan, dis verganklike goed. En dis goed om te bou, om in autoriteit te gaan, en to expand the kingdom, but it's primary, it's nie die hooffokus is hierdie, om te aanskou. Want alles, as jy
as jy mik vir geld, gaan jy alles verloor. Yes. Maar as jy mik vir Jesus, gaan jy alles ontvang. Amen. And then you will be content with what you had. Jy kan onder 'n boom sit, 'n boemelaar wees, baie ryker as 'n ou wat in 'n paleis bly in Hollywood. Ek het dit gesien. Looking unto Jesus, Ja. the author and finisher of our faith. Ons het mos daai een aand in Westdene, ek weet nie of Werner of jy saam was toe ons saam met Royce hulle gaan loop het so 'n jaar 2 terug. En ons kom by daai een boemelaar. Hy het niks, sy klere is stikkend. Hy het net 'n rugsak. Hy staan nie aan daar oorkant New York restaurant. Ons gaan na hom toe, is donker en aan. Ons begin met hom gesels. Een vroutjie vra vir hom, weet hy van Jesus? Hy kyk haar so. Hy haal sy sak van sy rug af. Hy haal sy Bybel uit. Dit 2 Bybels, 3 Bybels uit. Hy sê, "Vir watter een moet ek met jou van hom begin vertel?" Ek het dit op video. Verslete Bybel. But in the other hand, onlangs, ek wil dit net, weet jy wat, everything has a counterpart. Ja. Everything has a counterpart. Ek het Saterdag toe ons by die plein was, toe ons gaan evangelise daarso. Daar's mense wat wil hulle glo nie gospel. Nee. But they've got so much knowledge. Ja. And the previous Monday night we were also on the plane where I meet boemelaars ook wat hulle die klomp kennis van die Here, maar hulle ken nie die Here. Ja. Hulle Ja. hulle weet Ja, alles alles. van die Here. Ja. Hulle kan hulle sal jou uitpiek en sê ja maar dit en dit and the way they talk, hulle het baie. But what I see and what in my work, I won't be judgmental. It's not judgmental. What they know and what they experience, two different things, verstaan jy? Ja. So there's two sides to that. Ja. Verstaan jy? Ja, definitief. I experience it more. They say in the end times the kennis word meer en meer en meer. Ja. Tot die vyande weet van meer van Jesus. Verstaan Dit jy? is soos hy vroeër gesê het, knowledge puffs up, Ja. but experimental knowledge, there's a difference. Nobody can argue with you with experimental knowledge. The Bible says, my word is not only in preaching of enticing words, but in the demonstrating of the power of my spirit. And the word is the kingdom of the word. The word of is not only out of word, but of power. Because 1 Corinthians 4, wat hy sê. So ons moet hom demonstreer. Ons moet hom kan wys hy is lewendig. Ja. There's a difference. Maar as jy net preek, En baie mense praat maklik as hulle gesond is en alles gaan loop. Sodra dit is amper soos 'n atheist. Ek sê daar bestaan nie 'n atheist nie. Ek gooi daai ou van 'n klif af, dan hoor ek wat kom uit sy mond uit. Ja. En wonderlik is daar iets wat God ergens tussen Ja, dis waar. Sy identiteit is net wow. Ekskuus. Ja. Daai Nee. ekskuus. Ja, en daai ou daai meisie het voor hom gestaan. Maar sy was gestuur. Ons almal het gegaan, Chris het dit rekord. En sy het op 'n stadium gekom, toe vra sy vir hom. En ek kan nie onthou nie. Ek dink is daar iemand in sy lewe wat hy moet vergewe of vir wie hy 'n wrok het, nê? Nee. Toe sê hy, my broer. Vra my net om dat ek my broer kan vergewe. Julle sal nie weet wat dit is nie, maar laat ek hom net kan vergewe. Natuurlijk, Maar as ek hom nou daar sien nou stap, sal ek hom doodslaan. natuurlijk. Oom Pieter? En ek soek jou by my. Ek soek jou by my voete. Ek besef nou, die Vader sê die wraak kom my nie toe nie. Amen. Dis syne. Die wraak kom my nie toe nie. Dis ook 'n oomblik vir hom. Dankie. Gaan oom dit vir hom gee nou? Ja, Kyk, bid graag oom, En- ons is hier. En spreek oom se broer vry. Ja. gee my nog 'n hand. Vader, Seun, Heilige Gees, my drie enige God. Ek is nie 'n man met baie woorde nie, U weet dit, God. Ek bid in my hart. Maar Vader, vandag bid ek hier voor die gemeente. Gee my U hand, help my. Ek self kan dit nie doen nie. Ek is mens, ek is swak.
U is God. U kan help. Asseblief Vader. Ek vergewe en ek vergeet. Amen. Maar help my Vader. Dankie, Abba. Ek het regtig U hulp nodig. Maar Vader, soos Jesus aan die kruis gesê het, nie my wil nie Vader, U wil. Laat U wil geskied. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek moet my broer vergewe. As hy nou voor my staan, hy sê dan slaan ek hom mors dood. Dis die boomlaat daar. Ja. Ja. Hy sê ja. En toe kom dit uit. En die pyn kom uit. Hy sê en ek slaan hom mors dood en in die volgende slag word die evangelie gedeel. Hy sê en hy gaan net daarso en hy begin repent en hy vra Vader, help my net Jesus dat ek kan my broer vergewe. En nadat hy daai gebed doen, kom hy sê ek voel 'n nuwe mens. Ek kan dat Chris daai ding op ons disciple groep miskien sit, ek het dit. Dis amazing testimony hoor. En hy staan op en daai meisie kom en hulle hak mekaar, hulle hou mekaar vas. Hy sê ek voel lig. Hy sê ek voel anders. Vir jare lank was sy gestuur net om hom na daai plek toe te vat. Ja, dis amazing. Forgiveness is a genuine Ja. terrible sin wat die Ja. duivel wegsteek. Ja, Kan ek gou Ja, testimony natuurlijk. gee? Ek gaan word uitgenooi om te gaan bid vir iemand in die hospitaal, 'n vrou. Sy vloek die mense maar dit haar vasgebind op haar bed. Sy arms vas, haar voete is vas, maar sy skree en sy vloek en sy gaan mal. Jesus, jy kry haar nie stil nie. En ek stap daarin en Here sê vir my, breek die krag van insanity, spirit of insanity. En ek staan daar so en ek bid en ek breek die krag van insanity. En maar niks gebeur nie. En ek draai om en ek loop. En ek dink toe, Jesus, hierdie was nou interessante dinge, wil gaan kyk wat gebeur. Die volgende dag gaan ek weer terug hospitaal toe. Toe ek daar kom die bed leeg. Ek sê vir hulle, waar's die vrou wat hier was? Hulle sê nee, sy's in die onder in die gewone saal, sy's ontslaan. Ek sê wat? Sê ja, jy sal dit daar kry. Ek gaan toe af in die vloer toe en ek loop in. Toe ek inloop sê sy vir my, wie's jy? Ek sê vir haar, ek was die ou wat gister vir jou kom bid het. Sy sê ek haat my suster. Dit kom net outomaties uit, ek haat my suster. Sjoep. Ja. Ja, ek voel sommer kom jy anointing oor my nou. Sy sê ek haat my suster. En net daar sit ek net, ek sê vir kom ek help jou dat ons hierdie ding kan regmaak, né? Net daar deliver ek haar net deur te sê ek vergewe my suster. Wow. En sjoep, en kyk wat het gebeur. Spirit of insanity het ingekom, né? En as was ek nie daai dag daar nie of gehoorsaam Ja. om te gaan bid nie, né? Niks. Was sy na malhuis. Capture. Ja. Wow. Wow. So die krag van daai goed, dit is powerful. En ek sien elke dag as ons deliverance doen, hoe breek daai krag van daai bondage, that spirit of bondage. Ja. En hy mense instantly hulle gesigte verander, alles verander in hulle gelaatstrekke. Amazing. Ons kan miskien sê die unforgiveness het deure oopgemaak. Ja. Ja. Groot. Want ek meen nou David legal right om te maak net wat hy wil. Ja. Okay, Markus 5:30. And Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, he turned about in the press and said, "Who touched my clothes?" So ons weet, baie keer het ons daai gelees, maar as jy 'n talit ken, is daai tosseltjies, daar is nie 'n talit nie, maar dis daai tosseltjie. Ek meen, jy kan met 'n talit loop en iemand vat 'n tosseltjie. Daai tosseltjie was so intertwined in him. It was part of him. Jy kan met 'n kledingstuk loop. 'n Talit bid vir 5 jaar. Dan begin hy die memory aanneem vir wat in jou body is. Ek weet nie of julle dit geweet het. Dis hoekom daar's 'n gedeelte in die skrif wat sê jy moet nie die wool en linen, daar's sekere clothing wat jy nie die goed met meng nie. So hulle het studies gedoen dat elke kledingstuk het 'n frekwensie. Ek weet nie of jy hulle geweet het. Hulle gee hertz af.
So as jy linne of katoen dra, of slaap met linne, jy al gehoor die konings en baie van daai mense slaap met linne of met katoen, lakens en linne en goed. So daai goed bring 'n kalmnis in jou. Wat ander kleding, dit is net vir interessantheid om te sê, en dan kom ons terug. Dink as daai kom ons gaan na die wat is dit wat Paulus hulle gehad het? Sakdoeke Die wat sakdoeke. opgebid het. Ja. 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 Dis ek En het dit daai het nog die- baie gebruik. Ja, kyk die sak en hy neem aan. Ja. Hy neem Ek het aan. lappies in my sak elke keer as iemand as bid ek op hy in hy werk. Ja. Ek het al op 'n tissue gebid. As Jenny op 'n tissue en die vrou gaan sit matter. hom op daai kind se bors Ja. en instantly gesond. Matter. En jy het gespreek op hom. Ja, Ja. ek release. Live. Live. Dankie. After the resurrection, he wears white. Nadat hy opgestaan het, het hy wit gekleed. Jesus died, they took his clothes. John 19. Then the soldiers, when they had crucified him, they took his garments and made 4 parts. Daai woordjie garments is sy outer garment. Dis 'n ander Griekse woord, outer garment. To every soldier a part, and his coat. Die coat is his undergarment. Hy het 'n ander woord as jy dit gaan kyk. The coat was without seam, woven from the top throughout. Hy het nie 'n naad gehad nie. So dit wys daai undergarment beteken die liggaam van Christus is nie verdeel nie. Dis een. It's woven into one piece. Is ook soos 'n menorah. Hy's ook een piece, die sevenfold spirit. Hy is so gekaas. Dis nie dele wat jy met bymekaar sit nie. Dit's een stuk. En uit die middel uitkom die service lamb, die shamish. So alles is een. Die liggaam van Christus. Ons het hom kom skeer. Met ons doktrines en ons koninkryke wat ons bou. Ons skeer maar Jesus the body of Christ is one. Ingeweef. Net soos hy kleed daar wys. John 19:23. Ek wil net gou John 19:23. Laat net wys dat julle net dit kan sien. 21:23. Alright. Nou, dan gaan julle sien garments. Alright, dis klein, maar jy kan daar sien. Sien julle daar staan garments. Ja. Dan staan daar Himation. Dit is die Grieks vir daai garments. Dis die outer garment. So as ons bietjie afgaan en ons kyk daar na die coat, sien julle daar staan chiton. Sien julle hom? Die coat. Alright. Kom ons gaan na chiton toe. Garment clothes, coat clothes. Sien julle wat staan daar? Undergarment. So jou kosbaarste kleed wat jy dra, is nie die een wat jy bo dra wat almal sien nie. Dis jou undergarment. Dis wat hulle gedra het. Dis die een wat met bloed bevlek was. Daai vrou het vir ons 'n wedding dress gebring het. Ek wou lank een ingesit het. In die oggend toe sy my bys, hy's daar binne. Toe sy wys hy het hierdie wedding dress laat maak. Ek kyk, wat is daai rooi daaronder? Toe sy hom oplig, toe sê sy nee, that's the undergarment. It must be covered in blood. So, ons garment wat ons het met die bloed bedek wees, is met die bloed bedek. Want hy maak dit sin. Jy moet nie net die Bybel lees, jy moet tussen die lyne Yes, lees. dis in lyn. Wow, Yes. dit is amazing. Hè? Dankie Jesus. So, die wysheid wat die Here vir jou gegee het, Andre, is fenomenaal. Eers hierdie is, ek meen is te veel vir my om Dankie, alles te Jesus. onthou wat jy vir ons leer, maar dit is vir my Maar verskriklik dis hoekom ons stukkie vir stukkie moet vat, want ons moet dit moet deel word van ons. Hierdie clothing is nie net kledingstuk nie. Ons moet Jesus dra elke dag.
Jy moet hom aantrek. As jy elke dag as jy jou aantrek, dan word jy bekleed met hom. En dan gaan hy in ons in. En ons word in daai koud en daai siem in. Ek dink ons gaan nie stop vir die week. Dan gaan ons volgende week in. And entering into the sepulchre, sitting on the right side, long white garment, and they were affrighted and said to me, not be afraid, we seek Jesus of Nazareth, which was crucified, he's risen, he's not there. Dis nadat hy opgestaan het, long white garment. Nou daai long white garment is your priestly garment, high priest. So hy het hoofpriester Melchisedek. Ja, so ons moet nou dis hy wil nie hê ons sal jy bly 'n bond servant want ons is uitverkoop aan hom vir altyd. But out of that place you don't want to stay a child. You want to become a son and then you want to put on your priestly garment at the time. So dis hoekom ons hier sit. Is om te kyk. Ons moet 'n doelwit hê waartoe ons mik. Yes. Jong ouetjies mik vir laerskool vir Kruiwenweek, maar hulle sien klaar die Springbok baadjie daar. Dis waar? En ek sluit af met hierdie. Ek sal nooit vergeet nie. Ek was 'n jong laaitjie, onthou julle die Springbok, hulle baadjies. Hulle die hele kraag, alles was omboor gewees met daai goud. Ja. En dan het jy hom gehad. En dan stap ek by my skool in en dan sien ek, hier is hulle treie en dan kom besoek een van daai Springbokke jou. En jy kan nou na 'n Springbok rugby speler toe gaan. Ek sê vir jou, sy kosbaarste besitting wat hy het, is daai baadjie in sy kas. Hulle het hulle baadjies. Kyk, hulle het hulle baadjie in hulle kas. So, hoe kosbaar is jou garment wat jy nou moet beskerm? Kyk, as 'n huis brand van 'n Springbok rugby speler, die eerste ding wat hy gaan uithaal, is sy baadjie. Dis waar. Want hy weet die versekering kan die ander cover. Maar hy gaan nie vir my 'n ander baadjie kan gee nie. Daai baadjie kom uit daai meelbomme, uit daai toere uit in 1980. Jy kan vir Ederich vra. Ek sal hom een oggend vra, kom sit hier, bring jou baadjie gou saam vir 'n disipelskap. Vertel ons net van jou experience daar, wat jy deurgegaan het. Dan vra jy hom, wat is daai baadjie werd? Is wedergebore. Hy het 'n prys betaal vir daai baadjie. Die ouens van vandag dra baadjies, maar hulle was nie daar nie. Hulle het nie die betogers en al die ouens deurgegaan. Hulle het nie 'n muurbaalbane geslaap in die aand om weggesteek te word om die volgende dag 'n game te speel nie. En daai baadjie het value vir hom. Maar dit is dieselfde Springbok, maar sy het 'n ander prys betaal. Amen. Amen. Dit sluit af ons Kobus, dankie. Here, dankie Here vir die wysheid wat U wat reg gegee het. Here, loof en prys U. Dankie vir U woord. Dankie Here dat ons gewas het. Die kennis wat ons ontvang het, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, dat ons nie sal vergeet wat ons geleer het vandag, Here, maar dat ons dit sal beoefen. Halleluja. Here, dankie vir wie U is. Dankie Here vir U lewende woord. Dankie Here vir U genade, U barmhartigheid, Here. En Here, help ons deur mense te sien wat in nood is vir U, Here. Dankie. Dat ons hulle kan raak sien, Here, dat ons hulle kan gaan haal en Here, draai na U toe. Hierdie dag, Here, is 'n dag wat U gemaak het. Here, U het vir ons asem gegee in ons longe. Here, vandag wil ek U loof en U prys en U al die eer en die lof gee, Here, wat net U toe kom, Here. Dankie vir iedereen en elkeen wat om hierdie tafel sit, Here, seën hulle. Seën hulle bo alle denke en hulle vermoë, Here. Ook laat U liefde by ons vaardig sal wees, Here, dat geen onvergewensgesindheid in ons lewens sal wees nie, Here, dat ons ook ander kan help, Here, om vry te wees van alle dinge wat die duiwel wegsteek, Here, vir mense wat hulle dink dit is normaal om so te wees. Help ons, Here, in hierdie tyd. Ons weet nie hoe nie, Here. Daarom sê ek vanmôre help. Help, o Here, dat ons kan vorentoe gaan in Jesus naam. Halleluja. Amen. Amen. God bless. Be blessed.